Amen, lieve luisteraar. Dit is vir ons weer 'n baie groot voorreg om so met u te deel. U weet, terwyl ek afgesonder het vanoggend en 'n bietjie kyk na die skrifte, die Here dank vir hierdie groot voorreg wat ons het om in die Nuwe Testament in te kyk en die heerlikheid daarvan te beleef. Is so wonderlik. En dan word dit 'n belewenis om dit met u te deel. Dit is so groot, as jy dink in die verre verlede, het ons al die tyd net gedink aan hoe ons die mens God moet dien. En daar was al die verskillende maniere, jy moet meer bid, jy moet meer Bybel lees, jy moet meer kerk besoek, jy moet meer uitgaan en mense bedien. En jy het nooit geweet dat dit alles nodelose realiteite is. Jou eie werke was absoluut soos vodde in die oë van die Here. Want toe die Nuwe Testament kom, dit het gebeur aan die kruis van Golgotha oor die 2000 jaar gelede. Toe daar 'n nuwe werklikheid, waar hierdie groot God gekom het na die aarde, om die mens te bedien. Dit het amper geklink na godslastering as jy dit lees. Maar hierdie groot God het homself so kom verneder, dat hy die kruisdood ondergaan het. Toegelaat het dat mense hom bespot, hom verneder en martel, en absoluut sy liefde behou het vir hierdie mensdom, en absoluut sy liefde bewys het, soos hy dit beskryf in Romeine 5, 6, vers 6 tot 10. Hoe dat hy die mens waarlik lief gehad het, en sy liefde kom vertoon het. Dit is so belangrik, dat ons die nuwe realiteit van die Nuwe Testament kan sien, en daarin leef, en absoluut besef, dat die skrifte beskryf dit ook. Baie duidelik, ons het dit net nooit verstaan nie. Ek kan vir u so 1 of 2 verses lees, en dan kan u net daarna kyk. Ek lees vir u uit Hebreërs 7, van vers 18 af. Hy sê, want aan die een kant is daar die opheffing van die voorafgaande gebod, die Ou Testament, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Vers 19, omdat die wet niks volkome gemaak het nie. Jou eie poging sonder die wet, niks volkome gemaak het nie. Maar aan die ander kant was daar die invoering van 'n beter hoop. Die invoering van 'n beter hoop. 'n beter hoop waardeur ons nou volmaak is. So wonderlik as jy die afgehandelde werk van Jesus Christus aan die kruis van Golgotha sien. Hoe dat 'n nuwe verbond in werking gekom het. Ou verbond daarmee heen. Ou verbond iets van die verlede. Luister na nog 'n skrifgie, ek lees vir u nou uit Romeine 8 vers 10. Hy sê, want dit is die verbond wat ek na die dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here. Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle harte skrywe. En ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. En hulle sal nie meer elkeen vir sy naaste sê en elkeen vir sy broer sê, leer en ken die Here nie. Want almal sal die Here ken, klein en groot. Want ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtigheid. Luister mooi. Ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtigheid en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie. Die nuwe verbond. Nooit weer aan sonde en ongeregtigheid dink nie. Dis afgehandel aan die kruis van Golgotha. As jy enigstens
pleit vir vergifnis van sonde, dan verydel jy die kruis van Golgotha. 1 Korintiërs 1 vers 17. Jy verydel absoluut, want dit is waar die nuwe verbond in werking gekom het. Jesus Christus het vir een rede gekom. Toe die profeet Johannes die Doper hom die eerste keer sien, toe sê hy, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Waar kan jy dit duideliker kry? Hy kom om die sonde van die wêreld weg te neem, die probleem uit die weg te ruim vir tyd en ewigheid. Dit wat hy kom doen, het nie wat jy moet doen nie. Dit was al die tyd vir jare en geslagte, was dit 'n las wat op die mens gelê het. Jy moet jou bekeer, jy moet van jou sonde ontslae raak. Die Nuwe Testament sê iets heeltemal verskillend. Hy sê byvoorbeeld in Handelinge 5, hy sê God het ons bekering en vergifnis geskenk. Hy sê dit ook in Handelinge 11 vers 18 dink ek. Sê hy sal daar nooit weer aan dink nie. Dit is iets wat afgehandel is. Dit wat hy vir ons geskenk het, 'n geskenk. Jy aanvaar net daardie geskenk. En dit is die Nuwe Testament. God het ons kom seën met alle seëninge in die hemel in Christus Jesus. Ons deel is om dit te glo, tot 'n oortuiging te kom dat dit die werklikheid is, dit te aanvaar en in blydskap die Here loof en prys. Die 13de vers van Romeine 8 van die nuwe verbond sê, as hy sê 'n nuwe verbond, het hy die eerste oud gemaak, en wat oud word en verouder is naby die verdwyning. Dis al geskrywe bykans 2000 jaar gelede, dat hierdie ou verbond verby sal gaan, die nuwe verbond sal kom, en dan begin hy in Hebreërs 9, en hy begin verduidelik van hierdie ou verbond teenoor die nuwe verbond. Ou verbond waarin daar 'n tempel was met verskillende kompartemente, 'n voorportaal, en waarin die mense vergifnis gevra het en almal kon inkom, maar die allerheiligste, die voorportaal, mag alleen die priester, die hoëpriester ingaan om vir die volk te bid, een keer 'n jaar, om met die bloed van skape en bokke moes hy ingaan om te pleit vir vergifnis vir die volk. En dit het net gehou vir daardie jaar. Dan moes hy maar weer dieselfde, en nou sê die skrif, as ons nou verder hoe daarby kan uitkom in Hebreërs 9, dan sê hy, as jy nou nog teruggaan om te pleit vir vergifnis, dan verydel jy die kruis van Golgotha, want jy sien nie dit wat gebeur het nie. Jy neem nie ag op dit wat gebeur het nie, want toe Christus sterf, toe skeer daar die gordyn wat die allerheiligste geskei het van die heilige, toe skeer daai gordyn van bo na onder. Van toe af word elke mens 'n bedienaar van die woord. Ek wil net vir u skrifgie gou lees, anders dink ons dalk is weer 'n bietjie ver gesog. 1 Petrus 2 vers 9 sê, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, van daardie oomblik af, wat daardie gordyn geskeur het, kom 'n nuwe realiteit na vore. Die mens se sonde vir tyd en ewigheid vergewe is. Van jou geboorte tot jou sterwe, jou sonde weggeneem. Dit sal nooit weer oor sonde gaan nie. Sonde sal nooit weer teen jou gereken word nie. Die enigste rede
waarom jy nou verlore gaan is Johannes 16 vers 9, as jy nie glo wat Christus vir jou gedoen het nie, as jy nie hierdie realiteite van die kruis ter harte neem nie, dan gaan jy verlore, vir ewig verlore, want dit is net wat aan die kruis gebeur het, wat vir jou 'n ewige saligheid teweegbring. Luister net na vers 9 weer, 1 Petrus 2 vers 9. Hy sê, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n heilige volk, elke een van die volk nou geheilig, deur dit wat Christus aan die kruis bereik het. 'n volk as sy eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom. Jy moet verkondig wat hierdie groot God vir jou kom doen het. Dis nie wat jy meer vir God moet doen nie. Dis absoluut vodde in die oë van die Here. Want jy is stof. Hy het gekom om die redder te wees. Hy het gekom om jou 'n nuwe realiteit voor te hou. En dit is dit wat hier in Hebreërs 7, 8, 9 tot 10 beskryf word. So wonderlik dat die mens nie kan inkyk en hom verheug in die deugde van God nie, in dit wat God kon doen het, om sonde weg te neem vir tyd en ewe. Romeine 6 vers 18 en vers 22 beskryf dit. Hy sê, nou dat julle dus vrygespreek is, nie sal word nie, vrygespreek is, dit wat hierdie groot God kom doen het. En hy noem dit Romeine 6, 2 keer, nou dat julle dus vrygespreek is. So, dis die deugde van God, wat hy kom tentoonstel het, deur sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het. Om te dink, God het my so lief gehad, dat hy nooit my miserabelike lewe ooit sal in ag neem nie, maar hy sal vir my 'n nuwe lewe gee. Hy gee vir my 'n nuwe lewe. In Galasiërs 2 vers 20 wat ons so dikwels aanhaal. Weet julle nie dat julle het saam met Christus gesterf, want hy het jou ou lewe uit die pad uit kom haal en vir jou 'n nuwe lewe gegee. Nie meer ek wat lewe nie, maar Christus Jesus in my. Jesus se lewe nou in ons. Die heerlikheid van hierdie groot God in ons. Dit is so belangrik, mense, dat jy sien en aanvaar dat jy nou 'n heilige priesterdom is, dat jy nou die deugde van hierdie groot God met blydskap aan die volk kan verkondig, aan elke mens, want alle mense ingesluit. Dit is so wonderlik as 'n mens na hierdie realiteite kyk en absoluut die volheid daarvan sien, die grootheid daarvan sien. En dit wat ons nooit geken het nie. Mense, ek kom 80 jaar deur die kerke en ek het nooit hierdie goed gehoor nie. Nooit. Tot vandag toe hoor jy dit nie. Dis realiteite wat in die skrifte staan, wat absoluut duidelik is. Efesiërs 3 vers 6. 'n skrif wat jou miskien sal skok, maar dit is die werklikheid, dat dit was nie net die Jode wat uitverkose volk was nie, dit was nie net hulle wat 'n heilige priesterdom is nie. Jy is ingesluit as heiden, ingesluit. Ons het altyd die mense wat kerk toe gaan, gelowiges genoem, en die ander mense was heidene, maar dit is nie so nie. Luister wat sê hy van die heidene. Efesiërs 3 vers 6. Hy sê dat die heidene mede-erfgename is en medelede van die liggaam en mede-deelgenote aan die belofte in Christus deur die evangelie. Mede-deelgenote aan hierdie groot genade wat God aan die mens kom vertoon het, om die mens vry te spreek vir tyd en ewig. 1 Johannes 2 vers 2 sê, hy het nie net vir ons sonde gesterf nie,
Hy het ook vir die sonde van die hele wêreld gesterf. Die hele wêreld vrygespreek, mense. Maar dis alles geskenke. As jy dit nie aanvaar nie, gaan jy dit nie ervaar nie, en jy gaan die loon van die sonde self dra, in stede waar Christus dit namens jou gedra het. Dit is so belangrik, dat jy aanvaar die deugde van hierdie groot God, toe hy kom om sy liefde te kom bewys, en absoluut die vryspraak in wording te bring, en vir ons die Nuwe Testament te gee. 'n Testament, iets wat nooit kan verander nie. Dit wat aan die kruis gebeur het, is 'n ewige realiteit, dat God kan nooit weer jou sonde teen jou reken nie, want hy het beloof hy die sonde weggeneem. Mense, elke realiteit, en daar is baie van die realiteite wat aan die kruis plaasgevind het, wat die mens nog onkundig oor is, en totdat jy nie hierdie verborgenhede sien wat aan die kruis plaasgevind het, en totdat jy dit nie waardeer en hierdie groot God met blydskap aanbid nie, sal dit nooit vir jou 'n werklikheid word nie. Mense, laat ons inkyk in hierdie skrifte, laat ons absoluut besef die grootheid en die wonder van hierdie realiteit. Luister net, as hy skryf van hierdie tabernakel van die Ou Testament. Hy sê, so het dan die eerste verbond, sowel verordeninge vir die erediens, as ook sy aardse heiligdom gehad. Want die tabernakel is so ingerig, daar was die eerste, wat ek reeds verduidelik het, die eerste seksie van die tabernakel was die heilige genoem. Die tweede seksie wat geskei was deur 'n dik gordyn, was die allerheiligste waar alleen die priester kon ingaan. Maar daardie gordyn was geskeur toe Christus sterf. Toe skeur daai gordyn van bo na onder. Met ander woorde, dis nie 'n menslike realiteit, iets wat mense gedoen het nie. Dit is iets wat bonatuurlik gebeur het. Hierdie gordyn skeur van bo na onder, sodat elke mens nou in die allerheiligste kan inbeweeg. Nou jy moet dink wat dit is. 'n Kansel is absoluut dit wat die allerheiligste is. Wanneer die hoëpriester daar ingegaan het, en wanneer hy onrealiteite daar kwyt geraak het, het hy gesterf, het hulle hom met 'n tou aan sy been uitgesleep, dan het hy gesterf. Hy moes absoluut by die skrifte bly. Hy moes absoluut net die realiteit van die heerlikheid van hierdie groot God verkondig. Kan jy dink die verantwoordelikheid wat 'n mens het om in die teenwoordigheid van hierdie groot God te staan en mense te bedien? Bedien waarmee? Bedien met die deugde van hierdie groot God, wat hy kom doen het, wat hy vir elke mens kom doen het, die blye boodskap vir elke mens, sodat elke mens weer vry kan wees, dat elke mens weer hoop kan hê, 'n vaste vertroue kan hê in hierdie groot God, en dit wat hy kom doen het, nie wat ons moet doen nie. Wat jy moet doen het geen waarde meer nie. Dit is absoluut wat hierdie groot God kom doen het. Jou deel is om te glo, om tot 'n volmaakte oortuiging te kom, en hierdie groot God absoluut te verheerlik, dag na dag om te verheerlik, vir hierdie groot realiteit wat hy aan ons kom voorstel het. Ek lees vir die Hebreërs 9, ek gaan van vers 7 aflees. Hy sê, maar in die tweede kompartement het die hoëpriester alleen eenmaal 'n jaar en nie sonder bloed, wat hy geoffer vir homself en vir die sondes van die volk uit onwetendheid begaan. Waarmee die Heilige Gees dit duidelik maak, dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is, solank as die eerste tabernakel standhou nie.
Solank jy nog smeek vir vergifnis en smeek om vir God iets te doen en heilig te leef, dan verydel jy die kruis, jy verydel dit, want God het jou kom heilig. Hy het jou 'n hoëpriester gemaak vir tyd en ewigheid. Luister na die 9de vers. Daardie ou tabernakel en Ou Testament, die Ou Testament wat verbygegaan het, was net 'n skaduwee. Dit was 'n beeld met die oog op die teenwoordige tyd, sodat jy nou in die teenwoordige tyd die nuwe realiteit sal sien. Nie meer in die Ou Testament rond sal ploeter nie, maar absoluut sal verheug word deur dit wat in die Nuwe Testament gebeur het. Die werklikheid, dit is so belangrik. As jy net daaraan dink, toe jy verlief geraak het op 'n meisie of op 'n man, toe het jy 'n foto gekry, die foto het groot waarde gehad, tot die oomblik wat daai persoon by jou gekom het en deel van jou geword het. Dan het jy niks meer te doen met die foto nie. Jy's met die realiteit besig. En dit is die Nuwe Testament, mense. Die Ou Testament was net 'n skaduwee. En hier kom die Nuwe Testament en dit bring die realiteit van die skepper van hemel en aarde. Die skepper van hemel en aarde na jou toe en stel hom voor dat hy deur sy werksverrigting is jy vir ewig vrygespreek. Is jy nou 'n hoëpriester wat met groot respek agter 'n kansel kan staan en die deugde van hierdie groot God aan die volk verkondig. So belangrik. Hy sê dit was 'n beeld met die oog op die teenwoordige tyd waarin die gawes en offers gebring word, wat hom wat die diens verrig na gewete nie volkome kan maak nie. Solank jy in die voorportaal is, kan jy God nie behaag nie. Jy moet kom op die plek waar jy in die allerheiligste inbeweeg en aanvaar wat hierdie groot God vir jou kom doen het. Neem dit gerus ter harte en kyk na die Nuwe Testament. Die Here seën u en seën sy woord aan die hart. Amen.